Hallo julle, hallo papa. Hallo my kind, hallo julle. Welkom by nog 'n episode van Pad Langs. Soos julle weet, is dit nou Valentynsdag gewees gister. Ons tema pas nogal baie mooi in die prentjie van Valentyns. Nou weet ek waar kom dit vandaan. Want dit is 'n vraag wat ons al laas jaar gekry het, wat ons nou gaan beantwoord. So dit is eintlik meer as een vraag, maar dit kom op dieselfde neer. So die vraag is, wanneer ons nou getroud is hier op aarde en ons verwissel nou die tydelike met die ewige en steek die lepel in die dak en daai tipe dinge, Gaan lang bome toe. lang bome toe, al daai dinge. En ons is nou getroud en ons los ons geliefde hier agter en ons geliefde kom nou na 'n tyd saam met ons in die hemel. Gaan ons dan nog getroud wees of sê nou maar die ene het weer getrou want die ander een is dalk vroeg oorlede of so. Met wie is jy dan getroud in die hemel? Dit is dan die eerste vraag. En dan die tweede vraag is hoe moet 'n man en vrou mekaar op die aarde hanteer volgens die Bybel? Wat is die regte manier? In die huwelik. In die huwelik, ja. Ek kan vir jou daai in 'n kort antwoord. Die vrou sê huwelik uit en die man sê huwelik in. Of is dit nou andersom? So met ander woorde, jou eerste deel van jou vraag is, sal 'n man en 'n vrou weer getroud wees in die hiernamaals? Ja. Mense kan dan 'n vraag uitdink wat my klein verstandjie te bowe gaan. Ek dink nooit aan sulke dinge nie. Gaan we na Matteus 22 vers 23 tot 30. Goed, daar staan: Dieselfde dag kom daar na hom Sadduseërs, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê: Meester, Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers, en die eerste een het getrou en gesterwe, en omdat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat, so ook die tweede en die derde tot die 7de toe. En laaste van almal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, van watter een van die 7 sal sy die vrou wees, want hulle almal het haar gehad? Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Want in die opstanding trou hulle nie, en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Wat baie belangrik wat Jesus daar sê. Mens moet uiteindelik baie stadig lees. Dat wat Jesus daar sê. Julle dwaal omdat julle nie die skrifte ken nie. In die opstanding is daar nie huwelik nie. Daar is nie. So dit om te vra met wie gaan ek getroud wees daar as ek meer as een vrou gehad het op aarde oor 'n bestek van 80 jaar, maak nie sin nie. Want as jy die Bybel lees, sê Jesus vir jou is klaar. Daar is nie huwelik in die hemel nie. Hierdie hele stuk kan jy ook lees in Markus 12 en Lukas 20. Nou, wat ons leer uit hierdie ding is, die huwelik is 'n aardse instelling, né? Wat vir hierdie lewe bedoel is. Sodat jy nie alleen moet wees nie. Jy sal dit kry daar in Genesis. Mens was alleen en God het gesien, dit is nie reg dat die mens alleen is nie. So die huwelik is vir hierdie lewe en vir hierdie aarde bestem, nie vir daarbo nie. Right. In die opstanding lees ons daar en ons hoor, daar is geen huweliksverhouding soos op die aarde nie. Right? Mense sal soos engele wees. So jy gaan nie meer 'n mens wees soos 'n mens hier. Jy het 'n verheerlikte liggaam. Ja, met die menslike aardse behoeftes nie. Ja. Jy verstaan? Ja, of gedagtes. Of gedagtes of wat ook al. Ja. Die vraag met wie sal iemand getroud wees, geld dus nie. Right? Want die huweliksinstelling bestaan glad nie meer nie. In daardie vorm nie.
Jy verstaan? Ja. Dit beteken nie, as ons praat van daar gaan nie huwelike wees nie, beteken nie daar gaan nie verhoudings wees nie, of verhoudings raak onbelangrik nie. Maar dat ons almal in 'n nuwe, verhewe verhouding met God en met mekaar sal lewe, wat die aardse huwelik nie kan wees nie. Jy Ja. verstaan wat ek bedoel? Right. So dit is eintlik baie eenvoudig. So daar's nie baie versies wat jy hoef aan te haal nie, want Jesus sê vir jou. Jesus sê dit duidelik, ja. Jesus sê dit duidelik. Right. Die tweede deel, wat is die rol van 'n man en 'n vrou in die huwelik? Ja. Right, want ons kry daai idee van die man moet heers oor die vrou. Ja. Right. En party mans misbruik dit bietjie. Ja, of hulle verstaan dit verkeerd. Ja. Right. Daai heers is nie heers soos wat ons dit sien as 'n diktatorskap nie. Right. Gaan vir my na Efesiërs 5 vers 22 tot 24. Okay, ons praat nou eers oor die vroue se rol. Ja, die vrou se rol. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hul eie mans wees. Jy sien daar is 'n vergelyking tussen Christus en die gemeente en die man en die vrou in Ja. die huwelik. Right. So die vrou moet aan haar man onderdanig wees, soos aan die Here en soos die gemeente aan Christus onderdanig is. Ja, Nou, heers Christus op daardie manier oor die kerk, soos wat party mans heers oor hulle vrouens? goeie vraag. Ja, dis 'n retoriese vraag. Ons weet wat is die antwoord. Ja. Nee, Christus heers nie so oor die kerk nie. Soos dit moet wees nie. Ja. Kolossense 3 vers 18. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Ja. Soos dit betaamlik is. Alright? Nie 'n slaaf nie. Ja, Nie iemand wat geen sê het ja, of geen gedagte mag hê of so iets nie. Sluit amper by daai vorige onderwerp wat ons gehad het, kan 'n vrou in die ampt wees in 'n geval. Ja. Ja. Right. Nou gaan ons aan die man se rol. So ons weet nou wat is die vrou se rol. Right? Sy moet onderdanig wees aan haar man en daar's 'n rede daarvoor. Die rede is die man is die hoof van die huis. Right. Ja. Goed. En wat beteken dit voor God? ja, Voor God beteken dit hy staan verantwoordelik voor God ja, vir wat gebeur in sy huis. Dit wat in sy huis gebeur, word hy voor verantwoordelik gehou in sy voor God. ja, En dit is waarom in daardie sin 'n vrou moet onderdanig wees aan die man, want as hy sê nee, daardie is nie betaamlik nie, want die woord sê so en so. En verstaan jy wat ek bedoel? Dit is nie 'n heers soos 'n autokratiese heers nie. nee, die ding is, die man moet ook kyk na wat die Bybel sê en wat die Bybel wil hê van hom, en hy moet Christelike waardes hê ook om die hoof van die huis te kan wees. Hy kan nie net dit misbruik in ander terme of ander forme, soos jy moet nou die vloer was, jy moet nou wasgoed was. Dit is nie eintlik, ek voel wat die woord bedoel daarmee nie. Ja. Nee, dit gaan oor, dis geestelike verantwoordelikheid. Geestelik eintlik, ja. Geestelike verantwoordelikheid voor God. Met ander woorde, die man sê vir die ongetroude paartjie, in my huis slaap julle nie in een kamer nie. Ja, Verstaan? Want dit dis waaroor dit gaan. Ja. En dan gaan ma nie vir hom sê, hoorie nee, maar hulle kan hom maar nie. ja, Want hy word verantwoordelik gehou voor God wanneer daardie paartjie dan in sy huis in een kamer slaap. As jy Ja. verstaan wat ek bedoel. Ja. Right. Gaan vir my nou die man se rol, Efesiërs 5:25 tot 28. manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, Kom weer terug na daai Christus in die gemeente. ja, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik,
sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vrou lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Daar is diep woord, né? Wie sy eie vrou lief het, nie al die ander vrouens nie. Moeilik. Maar, jy moet ook jou vrou lief hê soos wat jy jouself lief het. Ja, Jy verstaan? En daar's nie 'n mens wat sê hy homself nie lief nie. Elke mens sorg tog vir homself en daarom moet jy ook op daardie selfde manier sorg vir die vrou. So met ander woorde, as ons nou gaan lees, as ons hierdie Efesiërs 5 vers 25 tot 28 lees, is dit nie heerskappy nie. ja, Jy sien niks daarvan heerskappy nie. nee, Niks van heerskappy nie. Right. Wat beteken dit dan, as jy dit nou gaan lees daarso? Dit is 'n selfopofferende liefde. Jy moet jou vrou lief hê, soos Jesus die gemeente lief het, die Ja. kerk lief het. En hoe lief het Jesus vir die gemeente? So lief, dat hy sy lewe gegee het. ja, So met ander woorde, die man moet die vrou lief hê op dieselfde manier, 'n selfopofferende liefde. Right? Hy moet bereid wees om te sterwe vir haar. jawel, Dit is wat daar staan. Dit is waarop dit neerkom. Soos wat Jesus bereid was om te sterf vir die gemeente, vir die kerk, moet die man bereid wees, selfs om vir sy vrou te sterf. jawel, soos die Bybel ook sê, die man en die vrou word een, so dit wat jy vir jouself sou doen in 'n oomblik, moet jy vir jou vrou ook sal doen. Ja. Daai tipe liefde, want julle is een. Ja. So met ander woorde, in daai versies lees ons dan nou 'n selfopofferende liefde. Dis wat jy moet hê vir die vrou. Die tweede ding is sorg en koestering. Okay, dit is nou eintlik, ons het nou nie vers 29 daarin nie, ons het tot 28, maar okay, sorg en koestering. Dit is die tweede ding. En dan die derde ding, vers 26 tot 27, die reiniging en heiligmaking. Ja, Right. Dit is die soort liefde wat 'n man vir 'n vrou moet hê en hoe dit moet wees in die huwelik. ja, Verstaan jy? Gaan vir my na 1 Petrus 3 vers 7. Hierdie is vir my 'n groot een. net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe Dis nou met die vroue. en aan die vroulike geslag, as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Dis groot. Right? Die eerste ding wat ons daar lees, hy moet aan haar eer bewys. Ja. Het jy die woord eer daar gesien? Ja, So hy moet aan haar eer bewys. Nou, hoe bewys jy eer aan 'n vrou as jy haar 'n vloerlap maak? ja, Right? Goed. Tweedens praat Petrus daar en hy sê is mede-erfgename. So sy's nie 'n minderwaardige of 'n mindere erfgenaam in Christus nie. Sy's gelyk met jou, 'n mede-erfgenaam. Right? Goed. Gelyk voor God. ja, God maak dus nie 'n onderskeiding as erfgename tussen man en vrou nie. Right. En dan as jy haar verkeerd behandel, gaan jou gebede nie word sy verhoor nie. gebede, ja, word sy gebede nie verhoor nie. En dis wat baie ouens mis in die lewe. Jy kan bid en bid en bid vir finansies, vir jou vir besigheid, vir jou boerdery, etc., maar hierdie versie sê uitdruklik vir jou, God verhoor nie jou gebede as jy jou vrou verkeerd hanteer nie. As jy nie die nodige eer het vir haar nie, jy die nodige respek het vir haar as vrou nie, en haar beskerm as die swakkere geslag nie. Ja, Swakkere daar is nie 'n negatiewe ding van, okay, sy's niks werd of wat ook al nie. ja, Gebruik jou logika, ek gaan nie eens diep ingaan daarin. ja, ja, Kolossense 3 vers 19 en 1 Korintiërs 7 vers 3 tot 4. Kolossense 3 vers 19, manne, julle moet jou vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. 1 Korintiërs 7 vers 3 tot 4, die man moet aan die vrou die verskuldige welwillendheid bewys en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so ook het die man nie Net so. mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Stel hy die een bo en die ander daar? Nee, Glad nie. daar is hulle gelyk. Hulle is gelyk. Hulle is absoluut gelyk. Right? Dit is 'n wederwysige diens en autoriteit oor mekaar se liggame. It takes two to tango. It takes two to tango and do something else. Right. Die huwelik is 'n beeld van Christus en die gemeente. Ons het dit nou gelees, né? Ja, Die man se leierskap is 'n dienende leierskap. Soos wat Jesus ook voete gewas en gesê julle moet dien. ja, Right? So moet die man ook 'n dienende leierskap hê. Hy lei deur liefde, opoffering en sorg. ja, Niks wat ek hier sê ek uit my kop uit nie. Luister mooi, ons het die versies gelees, jy kan dit weer intens gaan bestudeer. Dit is nie 'n autokratiese beheer of dominering of mishandeling nie. ja, Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is nie wanneer die man die hoof van die huis is nie. Die vrou se onderdanigheid is 'n vrywillige respons, as mens dit so kan stel, né, op 'n liefdevolle leierskap. ja, As 'n man sy vrou met respek en eer hanteer, gaan sy outomaties onderdanig wees aan hom. ja. Dit is mos so. Ja, dit is hoe ons ingestel is. Ja, Efesiërs 5 vers 21. Okay, ek lees dit van 20 af dat dit net bietjie meer vleisies het. Okay. Efesiërs 5 vers 20 tot 21. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Aan mekaar onderdanig wees, né? Dis 'n wederwysige onderdanigheid, né? Dit bly die oorkoppelende beginsel, Ja, right? 'n wederwysige onderdanigheid. ja. Gaan we na Galasiërs 3 vers 28 toe. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Right. Voor God is man en vroue gelyk in waardigheid en in waarde. Ja, Verstaan jy? Die man wat sy vrou liefhet, soos Christus die kerk liefhet, sal nooit soos 'n tiran oor haar heers nie, maar sal homself vir haar opoffer. ja, Nou, waar kom hierdie autokratiese dominasie vandaan? Wat ons nou dink, okay, die man heers oor die vrou, of moet heers oor die vrou, en die vrou moet onderdanig wees aan hom. mense wat die Bybel uit verband uittrek. Dit kom van die sondeval af. Gaan hom na Genesis 1 vers 27 en 28. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Sien, voor die sonneval, dit was God se idee gewees. Let op, beide is geskape na God se beeld. Ja, Nie net die man is geskape na die God se beeld en die vrou is sommer maar net uit die ribbebeen nie. Beide is geskape uit die na God se beeld. Ja. Right. Beide, al twee, nie die een nie of die ander nie, al twee kry die opdrag om oor die skepping te heers. ja, Daar is gelykheid in die roeping en in die waardigheid van hierdie mense, ja, van tussen mans en vrouens. Nou, gaan nou vir my na Genesis 2 vers 18 toe. Ook het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Right. Weereens, dit was God se idee geweest. Hulp wat by hom pas. Dit is hoe die 33 vertaling dit doen. Maar jy kan wat by hom pas ook verander of nie verander nie, ook vertaal as sy gelyke. As sy gelyke. As sy gelyke. Wat by hom pas, sy gelyke. Jy sal sien die 83 vertaling, die 2020 vertaling, die Nuwe Lewende vertaling, al die vertalings gebruik eerder dan die woorde sy gelyke. Ja, Dis nie woorde verander nie. Jy kan dit by hom pas en dat as iets by hom pas, is dit mos sy gelyke. ja, So
Die Hebreëse woord vir hulp of help, né? Dit hang af hoe jy dit skryf. Jy kan hulp of help gebruik in die sinkonteks, né? Vir hulp is ezer, E-Z-E-R. As mense dit nou moet uitspreek in gewone taal, né? Dit is dieselfde woord wat vir God gebruik word, né? As ons helper. In byvoorbeeld Psalm 33 vers 20, Psalm 70 vers 5 en Psalm 121 vers 1 en 2. Hoor nou mooi, die vrou is sy helper, sy hulp. Dis dieselfde woord wat vir God gebruik word as ons helper. Ja. So dit is nie 'n minderwaardige helper, 'n bediende, vloerlap nie. Ek hoor wat papa sê. Hoor jy wat ek sê? Right. Ons moet dit reg verstaan. Nee, jy sê 'n helper. Ja. Okay. Is God dan ook minderwaardig? Nee. Dit is dieselfde woord. God is ook ezer. Ja. Daai helper. Right. So, waar het dit verkeerd gegaan? So, jy sê, is die sonneval. Gaan vir my na Genesis 3 vers 16 tot 19 toe. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mans het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde. Want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ek wil jou sê, hierdie is nie 'n voorskrif nie. Ek wil dit beklemtoon, dit is nie 'n voorskrif nie, maar dit is 'n beskrywing van die gevolge van sonde. Net soos die dorings en die dissels in vers 18 en die harde arbeid in vers 17 tot 19. Right? Ja. Goed. Dis nie God se ideaal nie, maar die gevolg van sonde. Ja. Right. Die Hebreëse woord vir heers is mashal. Dieselfde woord word ook gebruik vir heerskappy en onderwerping. Dit is deel van die vloek, nie die seën nie. Ja. Right? Maar ons leef nie meer in die tyd van daardie vloek nie. Right? Die autokratiese dominasie kom nie van God af nie. Right? Maar van die sonde. Christus se verlossing herstel verhoudings tot God se oorspronklike bedoeling. Met ander woorde, gelykheid in waardigheid, verskil in rolle, right? Maar alles in liefde en wederwysige respek en diens. Onthou, Jesus het gekom. Jesus het alles kom herstel. Ja. Right. Dis ons is nie meer onder daardie vloek nie. Right. Ons is terug, ons is veronderstel om terug te wees na die oorspronklike idee van God, Ja. waar ons gelyk is. Ja. Mag dit weer sin? Dit doen ja, want Jesus het kom sterf vir ons sondes. En by God is daar nie 'n verskil tussen 'n man en vrou nie. Ja. Daar was nog nooit nie. Dit is as gevolg van die sonde van Adam en Eva Ja. en die blame game wat hulle gespeel het. Right. Ek jou vraag geantwoord, ek hoop so. Ek dink daai was 'n mooi antwoord. Baie dankie papa. Dankie dat julle saam geluister het. Ek hoop dit het julle ook gehelp en ek hoop dat julle huwelike nou 'n groot sukses sal wees na hierdie. Julle gaan mekaar ken daarbo. Right? Ek het nou nie daaraan gedink om dit in te sit nie, maar ja, daar is baie voorbeelde van dat mense mekaar gaan ken daarbo. Soos byvoorbeeld die gelykenis wat Jesus vertel van Lazarus en die ryk man. Ek meen, hulle mekaar herken. Ek dink ook maar aan toe Elia en Moses op die berg by Jesus kom praat het. Is daar erkenning gewees? Nee, hoor, maar dit is eintlik Elia. Elia. Nee. Ja. Die disippels het onmiddellik herken. Ja. Right? Ons sal mekaar herken in die hemel. Maar ons gaan nie getroud wees met mekaar nie, want dit was die aardse ding gewees. Ja, dit gaan nie vir ons saak maak daarbo. Nee, jy gaan nie ons meer gaan in vrede lewe. Ja, jy gaan 'n groter verhouding hê met God. Jy gaan nie daai eensaamheid hê
wat Adam gehad het toe hy alleen as mens op aarde was. Ja. Okay. Nee, dit maak baie sin. Dankie dat julle saam geluister het. As julle nog verdere vrae het, asseblief stuur dit vir ons. Ons sal dit graag wil antwoord. En ja, ek hoop julle het Valentynsdag baie geniet en dat julle lekker bederf was en sommer net weer besef het hoe lief julle weer vir mekaar is. In die maand van liefde. En tot die volgende keer sê ons Maranatha.